Op al jou eiers en een mandjie te pak, is nooit 'n goeie. Wat nog te sê van beste oplossing? Opponente. Suid-Afrika kan elektrisiteitsaanbod sekuriteit bied, sonder om te belê in kernkrag. Verstaan my mooi, ek skakel nie die kernkragopsie uit as deel van 'n kombineerde aanslag. Al wat ek sê, is dat dit onsinnig is om kernkrag as die beste oplossing vir die vraag na elektrisiteit in ons land voor te hou. En dis presies wat jy doen. My spanmaat Kimra het 'n duidelike analise en interpretasie gedoen wat van die begin ons visies duidelik is. Tog het julle die volgende vraag gegaan. Ja, nee, volgens julle moet kernkrag vanaand die oplossing kan bied. Maar volgens die witness van 7 November 2014 is Suid-Afrika se kernkragprogram alreeds 10 jaar laat. Hoe lank gaan dit nog vat? Duidelik gaan dit nie vanaand gebeur. Maar nee, jy het ook 'n bron gebruik van Anton Ebra, wat sê ons moet wegbeweeg van fossiel brandstof. Luister gerus later my toespraak wat hy sê van kernkrag. En ja, jy het gepraat van hoe skoon en veilig kernkrag is. Nou het jy weet dat in 2010 is 91 werkers in die kernkragstasie deur kobalt-58 stof besmet. Nou kobalt-58 stof het dieselfde simptome, dit is kobalt-58 vergiftiging, het dieselfde simptome as asbesvergiftiging. En ook net, as jy te veel van dit inhaal, kan jy kroniese probleme soos asma en ander asemhalingsprobleme opdoen. En ook net, julle het ook gesê dat kernkrag genoeg energie vir ons almal sal aan, maar dat ons nie op hernubare bronne kan fokus. Maar ons het alreeds 66 projekte wat of klaar of besig is om klaar te maak, wat Eskom nie die infrastruktuur het om by die nasionale grid te voeg. Opponente, wat Suid-Afrika nodig is genoeg krag teen die laagste moontlike prys. Dit moet betroubaar, 24 uur beskikbaar is en verkieslik 'n lang lewensduur. Kan een aan al hierdie vereistes voldoen? Beslis nie. Wanneer die woordjie beste gebruik word in 'n sin, is dit onvermydelik dat vergelyking sal plaasvind. Kom ons werk met wat ons het en behou die visie dat kernkrag net 'n deel is van die groter prent. Anton Ebra, 'n professor by UCT se besigheidsskool en lid van die nasionale beplanningskommissie, sê die volgende in die Business Day van 19 Maart 2013. Nuclear power is neither necessary nor cost effective. So, ons moet die steen opbring, maar ook kernkrag. Ek wil dis nie nodig vir sulke groot finansiële beleggings, omdat pryse van hernubare bronne drasties daal, gereedelik beskikbaar is en ook die vraag veel laer is as wat voorspel is. In 2013 was dit steeds onder die 2007 vlak. Volgens hom is risiko's minder met 'n gemengde portefeulje verskaffers en ook dat oplossings minder kapitaalintensief is. Niks het eintlik intussen verander nie, want daar word na kernkrag as ekonomiese selfwoord verwys in die beeld van 7 Oktober 2014 met die opskrif gevaarligde flikkerhelder. Ek haal aan. Hoe op aarde kan Suid-Afrika 1000 miljard rand aan kernkrag uitgee, sonder om in die proses ons ekonomie te verpletter en miljoene burgers in armoede te doen? Dis vir my baie duidelik dat kenners wat betrokke is by die proses gekant is teen die geweldige en onnodige uitgawes en dat die kombinasie benadering aanhang geniet. Verstaan my nog net, ons skakel nie kernkrag uit, maar ons sê ons kan nie net op kernkrag fokus. Alternatiewe kragopwekkingsbronne is goedkoper en kan ons help om ons Kopenhagen-beloftes na te kom. Wind, son, water, natuurlike gas, beskikbaar uit die natuur. Saam met bestaande kernkragbronne sal hierdie die perfekte oplossing wees. Die geheim is om deur gangstrende met veranderende behoeftes en uitdagings. Soos ek reeds gesê
Maak dit veel meer sin om jou eiers te versprei. Ja, ons weet een kernkragsentrale bied meer krag as 500 tot 1000 windturbines. Ons weet skaalgas is in sy ontwikkelingsstadium. En as daar nie son is nie, is daar nie sonkrag. Maar opinie, mense met visie hou alle opsies oop. In stilte is impakstudies gedoen om opwaarskena se navorsing toon dat sowat 1500 megawatt opgewek en gestoor kan word op die manier. Hoe meer opsies het, hoe minder krisis gaan hê. So maklik soos dit. Ek sluit af met die wyse woorde van Jan Willem Hegel, 'n gepubliseerde navorsing op Shell se webwerf www.shell.co.za onder die opskrif Suid-Afrika se energie-uitdaging, die globale konteks. Om tred te hou met die aanvraag, sal ons in alle energiebronne belê, van natuurlike gas en olie tot steenkool, biobrandstof, son en windkrag en kernkrag. Ons verwag dat julle in die publiek hierop sal reageer.